Prys sy groot naam. Halleluja. Amen. Halleluja. Kom ons gee die Here nog groot lof op. Amen. Halleluja. Prys die Here. Halleluja, halleluja, halleluja. Hemelvader, ons aanbid U in die grootheid, ons aanbid U in die krag, ons aanbid U in die almag. Ja, Here, U wat 'n reddingsplan toe Adam en Eva oortree het, gereed gebring het, Here, sodat ons nie verlore sal gaan nie. Here, maar dat ons kan glo. Daardie wonderlike geleentheid, ons wat ver was, het U nader gebring deur Christus Jesus. En daarom roep ons uit vanaand, Here, ons aanbid U met die grootheid, met alles wat binne ons is, Here. Loof ons U net vanaand, ons prys U vanaand, ons eer U vanaand, Here, want daar's geen groter God soos U nie. Daar's geen groter God wat soveel liefde kan openbaar nie. Daar's geen groter God wat soveel sekerheid kan gee, soos U nie, Here. Selfs in die sang vanaand, deur die Gees kom U, en U spreek met ons, en gee vir ons daardie versekering, die graf is leeg, Christus het opgestaan, halleluja, halleluja. Here, U gee vir ons die sekerheid, halleluja. Ons staan in die autoriteit van die genesing van siekes, Here. Vir hulle wat gebroken van hart is, dat daar heel sal kom, Here. En my God, ek loof U vanaand vir die bloed van Jesus. Sienda rababa siendu kusianta. Sia ria gasientu rukusianta. Dankie Here vir die bloed van Christus Jesus wat ons reinig van ons sonde en geregtigheid. Dankie Here vir U teenwoordigheid en krag en heiligmakende krag, Here. Dankie Here. Here, seën ons dan in hierdie aand. Ook met die woord wat sal uitgaan, Here. Here, dat die krag nooit sal ophou nie. En dat die krag van die woord, Here, wat lewens verander. Wat gesindhede verander, wat denke verander, Here. Dat die krag van U woord, Here, by elke hart bekend word in hierdie aand, my God. U het gesê, Apollos het geplant, Paulus het nat gemaak, en my God, U het laat groei. Ek bid vir groei vanaand, Here, in die naam van Jesus Christus. Verberg my net, Here, in Jesus naam. Amen. En amen, dankie Here. Dankie Here, ek kan nie sit plekke nie. Dankie Here, U is 'n groot God. U is 'n gedigte God, prys die Here. Prys die Here. Mag die Here nog meer seëninge uitstort, gedrywe deur die Heilige Gees, vir tye soos hierdie, waar ons net sy naam kan grootmaak. Kan ons die Here nog een groot lofoffer gee? Halleluja. Ons is vanaand nog steeds besig met kinders van die Here. Waar die Here net vir ons wil sê, groei in verhouding met God. Groei in verhouding met God. En ek glo deur die sang, wanneer ons ons harte oopmaak, kom die Here, en hy praat reeds met jou en my. Ek wil amper sê, dit is vanaand nie nodig om te bedien nie. Want die Here het so baie met ons reeds gepraat in hierdie aand. En ek vertrou dat die Here verder met ons sal praat. Is jou hart oop vanaand? Is jou hart oop vanaand? Is jy bereid om jou hart te glo vanaand? Sê vir die persoon langs aan, ek is bereid om met my hart te glo vanaand. Ek is bereid om met my hart te glo. Geliefdes,
En dan maak ons die Bybels oop by Psalm 34 vers 2. Psalm 34 vers 2. Groei op in verhouding met God. Onderafdeling lofprysing as 'n lewenshouding. Hoor mooi. Lofprysing nie net as sangitem nie, maar as 'n lewenshouding. Geliefdes in die Here, dan sê die Psalm: Ek wil die Here loof. Is dit wat daar staan? Wat staan daar? Ek wil die Here altyd loof. Ek wil hê jy moet fokus op die altyd. En dan sê die tweede sinsnede: sy lof sal altyd deur in my mond wees. Sy lof sal nie net tye in my mond wees nie. Sy lof sal nie net met tye wanneer ek tussen die kinders van die Here is, so wees nie. Sy lof sal altyd deur in die wêreld, in vergaderings, in werksplekke, in waar jy jouself bevind, sal sy lof altyd deur in my mond wees. Is dit vanaand nie so nie? Die meeste mense, gelowiges, verbind hulle self met lofprysing en aanbidding net met sang. Maar ek het vanaand vir jou 'n nuwe boodskap. Want die Bybel wys ons iets dieper. Waar lofprysing is nie net 'n lied nie. Dit is nie net 'n emosionele oomblik nie. Dit is nie net 'n oomblik wat jy ervaring het in 'n diens nie. Lofprysing kom nie van iemand af nie. Maar baie sangers dink lofprysing kom van hulle af. Maar dis nie so nie. Kind van God. Lofprysing se oorsprong is die houding van die hart. Dis die eerste belangrike ding wat jy vanaand moet besef. Lofprysing is die houding van my hart. My gesindheid van my hart. En dit is hoe 'n mens leef voor God. Nie voor die kerkmense nie. Weet jy, want ek bevind dit al hoe meer. Mense vloek soos matrose. En as my broer sê, pastoor, of as die ander mens wat saam met my is sê, pastoor, dan word hulle, ek kan julle nie vertel nie, hulle vlerke wat swart is, word wit. Die woorde van laster word heilig. Dis hoe 'n mens leef. Die groot waarheid lê in die skrif. Die mense, en jy kan hier die hele Bybel gaan kyk, wat die naaste aan God leef, is die mense wat hom voortdurend loof en prys. Die wat ver van die Here afleef, hulle het nie begeerte om hom te loof en prys nie. Nie met hulle lewe nie. Hulle het nie begeerte nie. Daarom kom ons vanaand by hierdie Psalm uit. Kind van God, wat Dawid geskryf het. En hy sê nie vanaand, ek wil soms die Here loof nie. Ek wil net partykeer, ek wil die Here loof wanneer ek so voel. Dis mos die nuutste. Pastoor, ek wil kerk toe kom wanneer ek so voel. Ek sal die Here dien wanneer ek so voel. Ek sal bid wanneer ek so voel. Ek sal Bybel lees as ek so voel. En as ek droog gemaak het en ek voel nie so nie, dan lees ek nie Bybel nie. Maar dan is dit sommer die Here se skuld omdat ek droog gemaak het. Is dit so? Moet dit so wees? Moet dit so wees, geliefdes? Nee, my broer, dit moet nie so wees nie. Dit moet nie so wees nie. Geliefdes, hierdie skrifgedeelte is nie net geskrywe om 'n oorwinning te wees nie. Hierdie gedeelte is nie net geskryf omdat jy voorspoed wil hê nie.
En baie gebruik dit net vir voorspoed. Maar hierdie skrif het 'n belofte in. Dawid maak 'n belofte met God. Ek sal altyd U loof. U lof sal altyd deur in my mond wees. Maak nie saak waardeur ek gaan nie. Dit sal altyd so wees. Ek gaan U nooit los nie. En as jy gaan kyk na al die konings in die Bybel, as die Here hulle aanstel, dan sê hulle, as jy so leef en regeer soos jou vader Dawid, sal jy geseënd wees. En Dawid was nie foutloos gewees nie, maar hy het God geken. En God het hom geken. Jy moet mooi hoor, God het hom ook geken. Lofprysing, herken, maar nie gewone lofprysing nie, lofprysing in verhouding, herken wie God is. Wie God is. Hy vra nie wanneer nie, hy vra nie hoekom nie, maar hy weet wie God is. En geliefdes in die Here, die eerste rede waarom ons as mens God loof, is nie wat hy doen nie, maar wie hy is. Jy sien, en baie meet God aan wat hy doen. Baie meet hulle geloof aan wat God vir hulle doen. Want as God nie hulle siekes gesond maak nie, God gee nie 'n werk nie, God gee nie dan 'n salaris is nie, God gee nie kos op die tafel nie, dan wil hulle nie meer in hom glo nie. God voorsien nie, dan wil hulle nie meer aan hom glo nie. Hulle glo net sodat hy moet voorsien. Maar ek wil vanaand vir jou sê, as jou geloof daarin is dit vir die verkeerde rede. Jy moet in God glo oor wie hy is. En wie is hy? God almagtig, alomteenwoordig en alwetend. Die God van hemel en aarde. Die God wat voorsien het, toe daar geen voorsiening gemaak is nie, en die dood tree toe op hierdie aarde, is daar 'n God gewees wat voorsiening gemaak het, dat ek en jy vanaand gered kan wees. Dat ek en jy vanaand deur Christus Jesus in die geloof kan staan. En dat ons nie as wese op hierdie aarde agtergelaat is nie, maar dat ons ook vanaand die voorreg het om die Heilige Gees in ons harte uitgestort is met liefde, krag en selfbeheersing. Kan ons die Here loof daarvoor? Kan ons 'n bietjie die Here eer vanaand en sê, dankie my God, dat U omgee vir my. Dis moeilik. Wanneer ek leef soos ek wil, om vanaand vir die Here te sê, dankie my God, dat U voorsiening gemaak het vir my. Want daar's 'n skuldgevoel wat tussen jou en God staan. Daar's skuldige emosies van ervaring, ek dien nie die Here soos wat ek moet nie, ek kan bid nie die Here soos wat ek moet nie. Ek loof nie die Here wat ek moet nie, ek lees nie my Bybels wat ek moet nie. Ek dien nie die Here wat ek moet nie. My taalgebruik getuig nie van die Here nie. Dan is dit moeilik vanaand om te sê, ek loof U vir wie U is. Maar maak dit maklik. En bely daardie skuld. En kry dit uit die weg uit. Kry dit uit die weg uit. En nou is ek van die preek af. Kind van God. God is heilig. God is almagtig. God is getrou. God is genadig. Grote genade oor jou en my. En nou wil ek vanaand vir jou dalk skok om vir jou te sê, die hele hemel is vol lofprysing. Die hele hemel. Want hoekom? Die hele hemel verheerlik God elke oomblik van die dag. Die hele hemel verheerlik God. Kind van die Here. Jesaja 6 vers 3. Kinders van die Here. Ek wil net vir jou vra, in die hemel is die serafs. Hoekom loof die serafs die Here onsse God? Hoekom dink u loof die Here? Ek wil hê die Here moet jou verstand oopmaak vanaand. Ek wil hê die Here moet jou gesindheid, jou hele visie oopmaak vanaand. Hoekom loof die serafs?
die Here. Kom aanbid hulle hom. Beslis nie oor wat hy doen nie, maar oor wie hy is. Wie hy is. Daarom eer hulle hom, hulle aanbid hom. Jesaja 6 vers 3. En die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. So ek wil net sê vanaand, hierdie aarde behoort nie aan die wêreld nie. Hierdie aarde behoort nie aan die Satan nie. Sy heerlikheid is vol op hierdie aarde, daar staan dit. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Halleluja. Maar wil jy sy heerlikheid hê of wil jy die wêreld hê? Dis jou keuse wat jy maak. Hoe wil jy daarin leef? Wat sien jy? Wat sien ons? Wat sien elke mens op hierdie aarde? Die heerlikheid van God of die vermoeid en belastheid? Hoe ervaar ons dit? Weereens, is dit ons emosies wat ons lei, of is dit wat ons weet wat ons lei? Gelowiges, daarom roep ek uit. Wanneer ons God loof, vir wie hy is, groei ek en jy in eerbied. Jy moet mooi hoor. As ek hom begin loof vir wie hy is, ek begin leef vir wie hy is, groei ek in eerbied. Ek groei in verwondering. Net toe ek gedink het, I've got it. Jy moet mooi hoor vanaand. Net toe ek gedink het, I've got it. Toe doen ek die kursus testing of your faith. Toe begin ek sommer weer voor. Toe begin ek voor en die predikers is saam met my vanaand, wat saam met my hierdie saak behartig. En toe groei ek in verwondering, toe sê ek net, Here, u woord het geen einde nie, dis 'n bodemlose put. U woord is 'n bodemlose put. Die woord van God is 'n bodemlose put van goedheid en guns, kinders van die Here. En daardie goedheid en guns het God oor jou en my in Psalm 23 uitgespreek en gesê, dit sal jou en my volg al die dae van ons lewe. Daardie goedheid en daardie guns. Ons groei in verhouding met God. Hoe meer ons hom eerbied, hoe meer ons in verwondering oor hom dink en dinge van hom beleef en dinge van hom sien, groei ons nader en nader in verhouding met hom. Nie met die kerk nie, 'n kerk kan jou nie red nie, asseblief. Al wat ek vanaand vir jou sê, die woord kerk bring verdeeldheid. Dit het nog nooit eenheid gebring nie, maar Christus, deur die geloof wat ons in hom het, bring vir my en jou eenheid. En ek is so bly daardie broer, jy het vanaand gepraat oor daardie eenheid in die Grieks, om dieselfde passie te hê, dieselfde sienswyse, na dieselfde doel toe beweeg. En hoeveel van ons se doele is die ewige lewe? Nee, jy sien, dis daar waar ons die fout maak. Dit ons doel is, moenie vir die ewige lewe wees nie, en ons moet ook, die doel moet ook nie wees om nie hel toe te gaan nie. Ons moet God eer en loof en prys, want hy besluit wie hel toe in die hemel toe gaan. So met ander woorde, jou geloof moet in God wees. Jou eerbied, jou lofprysing en jou verhouding moet aan God toegeken word. Nie omdat jy graag hemel toe wil gaan, hè? Kinders van die Here, jy kan iemand nie opreg aanbid. Jy kan iemand nie met eerbied aanbid. Jy kan iemand nie vertrou met jou hele hart, siel en gees en verstand nie, as jy hom nie ken nie. As jy hom nie ken nie. So wat sê ek vanaand vir jou? Jy moet hom ken. En as jy hom nie ken nie, moet jy hom leer ken. En vanaand kan ek nie vir jou leer om hom te leer ken nie. Maar vanaand wil ek vir jou sê, gelowiges,
Ek wil jou aanspoor om werk te maak in hierdie week, om hom werklik te leer ken. Want onthou een ding, Jesus skryf, hy sê, julle moet hom vrees, wat jou siel nou kan, jou lewe nou kan eindig, en jou siel in die hel kan werp. Julle moet God vrees. Julle moet hom ken. Gelowiges, jy moet hom ken. Lofprysing. Handelinge 16:25. Lofprysing, gelowiges, verander ons perspektief. Ons kyk na dinge. Die mens se natuurlike reaksie op moeilike tye is om te kla. Man, julle moet testing of jou 5 kom doen. Om te kla is wicked, sê die woord van die Here. Dis heksery. Nommer 2. Om te vrees. Dis die tweede ding wat ons doen. Wanneer hierdie moeilike dinge kom, dan vrees ons. En nommer 3. Wanneer die moeilike tye kom, dan verloor ons moed. Die uitdagings is mos nou voor ons. Ons verloor moed en ek wil vanaand vir jou terugvat na die Bybel toe. Ek moet jou terugvat. Want die Bybel is die enigste antwoord wat ons het. En wat skryf Paulus vir die Hebreërs? Hy sê, jy en ek en almal van ons is omring met 'n wolk van getuienis rondom ons. En laat ons nou kyk na hierdie wolk van getuienis rondom ons. Van die duiwel is oorwin deur bloed van die lam en die woord van julle getuienis. Nou laat ons die getuienis behoort maak. Hier kom Moses. Meer as 1 miljoen mense agter hom. Miljoene hier agter hom. En hier is die see. En agter hulle, daar kom Farao aan, die Egiptenare, al hulle soldate. En hulle het een ding voor oë. Julle klomp Israeliete, julle wil ons trek, nou gaan ons vir julle doodmaak. Jy sien, jy bevind jou ook daar op 'n stadium voor hierdie dooie see. Jy het ook baie keer nêrens omheen te gaan nie. Jy het dalk nie eens meer keuses oor nie. Jy het dalk nie meer 'n plan oor nie. Baie keer voel dit op weghardloop die enigste opsie is. Maar waarheen? Jy weet dit nie eens nie. Gelowiges, dan wil ek vanaand vir jou sê. Daar's 'n God. Daar's 'n God wat vir Moses sê, Moses, slaan op hierdie water. En as Moses nie geslaan het nie, het hulle almal daar gesterwe. Jy sien, ek wil hê jy moet raak sien vanaand. God sê somtyds vir jou om die onmoontlike ding te doen. God verwag van Moses om die onmoontlike ding te doen. Hy kon net sowel gesê, Here, en as ek op die water slaan? Vertel my eers wat gaan gebeur. Want dis waar ons is. Dis waar die mensdom is. Here, voor ek dit doen, sê jy vir my, wat gaan daar gebeur? En as ek alles mooi uitgepleis het, en alles mooi uitgewerk het, dan sê ek, dit kom van die Here af. Jy lieg man, jy het dit uitgewerk. Jy het dit beplan. En omdat alles net mooi uitgewerk het, nou sê ek ons om met die Here, en dan sê ek, okay, alles het vir jou uitgewerk, gee vir my skrif. En dan sit almal met 'n mond vol tande. Want God praat deur sy skrif. God praat deur sy woord. God praat deur profesie. Gelowiges, God praat met jou. Ek wil net vanaand vir jou sê, Moses het teruggedraai na God toe. Wat wil ek vanaand vir jou sê? Maar lofprysing verander ons fokus van moeilikheid na God toe. Here,
ek is in al hierdie probleme, maar U is my God op wie ek vertrou. U is my God wat wie ek vertrou. Ek wil weer vir jou vertel, en ek het 100 keer vir jou vertel, Sondag aand waai die dak af, van daai fabriek, alles is nat, dis skade op skade op skade. En ek sê net vir die Here, Here, Dinsdag aand, voor daardie reën kom wat voorspel is, help my net dat ek 'n dak op hierdie fabriek kan kry. En raai wat? Daardie middag toe die eerste druppels val, toe maak hulle daai laaste plaat vas. Ek hoor net vanaand die Here. En ek het getuies, daar's ek Johan, hier is Marius, daar's Robert, daar's Pikkewyn, ek het getuies hier in die kerk, wat kan getuig hoe dit was. Maar ek wil vanaand vir jou sê, wanneer 'n mens net vaskyk heeltyd in die moeilikheid, en jy rig nie God nie, en na God toe en sê, Here help my nie, kan God jou nie help nie. En wanneer God jou help, moet jy doen wat hy sê. Al is dit hoe moeilik, moet jy doen wat hy sê. As jy met God 'n pad stap, moet jy vir altyd met God 'n pad stap. As jy met God 'n loopbaan loop, moet jy met altyd met God 'n loopbaan loop. Jy kan nie vandag heilig wees en môre wil jy maak soos jy wil nie. Jy moet altyd heilig wees. 'n Bybelse voorbeeld is Paulus en Silas. Hulle het die Here geloof. Hulle het die Here gaan bid en hulle het die naam van die Here groot gemaak, maar en hulle het die Satan se nek omgedraai. Hoor mooi, hulle het die Satan se nek omgedraai. En wat gebeur? Omdat hulle die Satan se nek omgedraai het, kind van God, word hulle in die tronk gegooi. Ek stel dit miskien anders ter vanaand. Maar Paulus en Silas, hulle het die duiwel oorwin. Hulle het die duiwel oorwin. Weet jy, ek is so opgewonde oor hierdie woord. Vergewe my as ek opgewonde raak. En hier sit hulle, en kyk daar, en omtrent middernag, in 'n oomblik waar niemand kan slaap nie, waar almal in moedeloosheid sit. Hoeveel keer het jy al middernag wakker gesit en gehuil, en nie antwoorde gehad nie? Hoeveel keer het jy al wakker gesit in die nag, en maar alleen, in die trane gehuil, tussen vrou lief of man lief al slaap, die kinders slaap, en jy weet nie waar môreoggend se brood vandaan gaan kom nie, dan huil jy voor die Here, en jy huil want jy het nie antwoorde nie. Hoeveel keer huil jy oor jou bediening? Want jy word nie toegelaat om hierdie bediening uit te leef nie. Hoeveel keer huil jy voor die Here? Hoeveel keer huil jy in jou hart? Om middernag, en jy kan nie slaap nie. Ek wil vanaand net vir jou sê, God sien jou raak. God sien jou trane raak. En hy sê, ek sal die trane verander in blydskap. Staan in Spreuke geskrywe. Ek sal dit verander. Kan ook sommer daarmee saam Prediker 3 gaan lees. En omdat hy omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot God gesing. En hulle het dit nie vir hulle eie eer gedoen nie. Hulle wou nie gesien word deur die ander gevangenes nie. Nee, hulle wou net God geëer. Hulle wou God aanbid. Kan jy sien, geliefdes in die Here, hulle lofprysing in hulle houding was om God te eer. Om God te aanbid, sy naam groot te maak. Dink aan hulle situasie, dink net bietjie aan hulle situasie. Hulle is geslaan. Hulle is geslaan. Hulle is vasgebind en ek wil net vir u probeer verduidelik vanaand. Weet jy, een keer in my lewe het hulle, toe ek 'n student was, het hulle die dinge vir ons gewys. Hulle het 'n man gespalk. Jy word gespalk. Hierdie kant is jy in 'n sementblok vas getrek. Hierdie kant word jy gespan aan 'n sementblok. Jou voete word uitmekaar uitgespan. Daardie kant is 'n sementblok en hierdie kant is 'n sementblok. En so is jy nie, dit is nie hierdie sagte kombersies wat hulle nou kry, TV's wat hulle kyk, gemaklike beddens, en nou is hulle kamsdag in die tronk nie. Nee, hierdie was regtig tronk. Dis nie die hedendagse Mickey Mouse speletjies waarmee hulle besig is nie. Hierdie manne was in die tronk. Geen ruimte gehad nie. Dink daaraan. So het hulle gestaan. En ek dink as ek en jy vir 10 minute so staan, gaan ons arms begin pyn, ons skouers gaan begin pyn,
Ons bene gaan begin pyn, en ons gaan dink aan al hierdie pyn wat hierdie liggame verdien, maar hierdie manne het nie. Ek probeer dit vir julle insit, geliefdes in die Here, terwyl ek en jy in hierdie gemak sit waarin ons sit. En ons verloor nog steeds God met sy woord. Dink mooi, hier staan hierdie manne. En hulle sing, en hulle eer, en hulle aanbid 'n God wat in die hemel is. En weet jy wat? Hulle sê nie vir God, kyk na ons omstandighede, kyk waardeur moet ons vir u gaan nie. Ek lees dit nie. Ek lees net dat hulle God geëer het. Hulle het hom geloof, hulle het hom geprys, dat dit vir hulle 'n voorreg is. Halleluja. Om in hierdie omstandighede te wees. Jy moet mooi hoor, dis 'n voorreg. Hulle het nie gekla nie. Hulle het nie gemurmureer nie. Nee. Hier's 'n donker tronk. Maar hulle het God geprys. En wat gebeur? Die oomblik toe hulle God begin loof, God begin prys en hom aanbid. Wat doen God? Hy staan en toe kyk. Nee, hy gryp in. My broer en my suster, dink jy jy's anders as Paulus en Silas? Dink jy jy is nie so goed soos hulle nie? Dink jy miskien jy's so opreg soos hulle nie? Maar jy's ook 'n kind van God. God wil ook in jou lewe ingryp. God wil ook in jou omstandighede ingryp. God wil net in jou huidige posisie, wil God ingryp. Maar ek wil jou vra, wanneer wil jy hom begin in verhouding God loof en prys? Wanneer wil jy hom begin eer in jou huishouding? Wanneer wil jy hom begin loof in jou huishouding? Wanneer wil jy hom begin eer in jou werksplek? Wanneer begin jy hom eer by die braaivleisvure? By die sportbijeenkomste? As die ref onregverdig is met jou kleinkind? Wat skel jou? Maar ek het hom nou gesê. Nee, dan sê God, is dit regtig my kind daai? Is dit vir wie ek gesterf het, vra Jesus? Kind van God. Ek wil net sê vanaand, hoor my mooi. Lofprysing beteken nie ek ontken probleme nie. Lofprysing beteken nie ek ontken uitdagings nie. Dit beteken ons verklaar dat God groter is as die probleem. Ons verklaar dat God groter is as die uitdaging. Ek verklaar dat God groter is as die omstandighede waarin ek sit. Dis wanneer jy lofprysing in verhouding met God doen. Dis wat dit beteken. En wanneer ek en jy daardie keuses begin maak, en ek en jy begin ons lewe verander, ons woorde verander, laat die wat toos man, laat die wat risie soek, laat hulle besig hou daarmee, behou jy jou besig om God te loof en te prys. Hou jy jou besig om die Here te aanbid, hou jy daarmee besig. Gelowiges, Psalm 22 vers 4. Lofprysing bring ons, en ek hoor mooi, wanneer ek sê lofprysing, bedoel ek lofprysing in verhouding. Bring ons nader en nader aan God. Een van die grootste geestelike waarhede in die skrif is dat God reageer op lof. Ons het dit nou net gehad met Paulus en Silas. God reageer op lof. Kyk wat sê die skrif. Tog is u die heilige wat woon onder die lofsange van Israel. En wie was Israel? Sy kinders. Wie is nou sy kinders? Is jy sy kind? Is jy seker jy sy kind? Dan moet jy mos glo dat God woon onder my lofsange. Dan kan ek en jy dit mos vanaand sê, God, u woon onder my lofsange. Sê dit bietjie, God, u woon onder my lofsange. En vir die wat dit onmoontlik en moeilik vind vanaand om dit te sê, moet jy die redes gaan vra, Here, hoekom is dit vir my moeilik om dit te sê? Wat staan tussen my en u, wat ek in die weg uit moet ruim? Want God het alles klaar in die weg uit geruim.
Vrees het God uit die weg uitgeruim. Die duiwel het hy weggevat. Die sleutels van die dood en die doodryk het hy afgeneem. Alles, noem een ding, hy het alles uit die weg uitgeruim. God het alles uit die weg uitgeruim, geliefdes. Sê weer, ek is 'n kind van God. God leef onder my lofsange. Jy moet dit sê. Waar daar opregte lof is, kinders van die Here, word God se teenwoordigheid ervaar. Jy moet mooi hoor vanaand. Waar opregte lof is. Nie nagemaak nie. Nie aangeplak. Nie om mense te beïndruk nie. Waar opregte lof is, word God se teenwoordigheid ervaar. Nommer 2. Waar opregte lof is, word harte verander. Word omstandighede verander. Waar opregte lof is, groei intimiteit met God, ons boodskap van vanmôre. Dan groei dat, dis wanneer daar opregte lof is. Lof uit die hart. 'n Voorbeeld hier is Dawid. Dawid is ons voorbeeld hierso. Kind van God. Psalm 103 vers 1. En kyk nou mooi. Dawid het met 'n swaar hart begin. Wanneer hy bid, jy moet mooi hoor. Hy het met 'n swaar hart begin. En wanneer hy begin loof en prys, het daardie swaar hart verdwyn. Lofprysing bring jou nader aan God. En sy hart het dan verander. 'n Psalm van Dawid. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne my is, sy heilige naam. Loof die Here, loof hom. Hy praat nie met sy liggaam nie, maar hy praat met sy siel. Hy praat met alles wat binne in sy hart is. En wat se keuse maak hy? Loof die Here. Dis die keuse wat Dawid maak. Loof die Here. Prys die Here. Aanbid die Here. 'n kind sterwe en Dawid sê loof die Here. Want God is regverdig. Ek het die ooi lammetjie gevat en ek het gefouteer en God het die gereg laat geskied. Nou is ons doodstil. Nou wil ek vanaand vir jou vra, dink jy, God gaan jou anders hanteer as vir Dawid? Dink jy, hy gaan jou met spesiale handskoentjies hanteer? Nee my broer, nee my suster, hy gaan nie. Daarom wil ek vanaand vir jou sê, praat met jou siel en besluit om God te loof. Besluit om God te loof. En laat jou woorde van jou dade getuig. Moenie een ding sê en 'n ander een doen nie, man. Ons God slaap nie, hy sien alles raak. Hy sien alles raak. Ek wil vanaand vir u 'n paar stappe gee. Hoe om jou lofprysing met verhouding lewend te maak. Hoe om dit te laat groei, op te staan.
En nommer 1 wil ek sê vanaand, begin elke dag met dankbaarheid. En al begin jy net om te sê, Here, dankie vir hierdie lewe wat U aan my teruggegee het. En nommer 2, as dinge begin moeilik raak, omstandighede, werksplek, maak dit raak moeilik. Begin om God te loof, hoe moeiliker dit raak. Here, ek loof U in hierdie uitdagings. Ek loof U in hierdie probleem wat ek het. Ek loof U want hierdie teestand wat ek geniet. Ek loof U daaraan, Here. Weet jy, ek doen met hierdie een skool besigheid, maar hulle het nie maniere nie. Hulle stel ons lelike woorde toe, terwyl ons beste gee. En weet jy wat? My woorde in die kantoor is, ons gaan nie hierdie mense hulle sin gee nie. Ons gaan nie die tally uit nie. Ons gaan nou nog 'n beter diens vir hulle lewer. Ons gaan beter diens vir hulle lewer as al ons goeie kliënte. En ons het net 'n beter diens begin lewer. En raai wat het God gedoen? God het hulle houding so verander. En ons kry tonne werk van hulle af. En ek glo ons gaan nog tonne werk kry. Want wat God doen is perfek. Wat God doen is blywend. En kan mense nie van jou wegvat nie. Jy moet mooi hoor vanaand. So wanneer die dinge moeilik raak, begin God te loof en te prys. Dit bou geloof. En my derde een vanaand is, wat ek vir jou laaste wil gee is, gebruik die psalms. Gebruik die psalms. Die psalms is vol lofprysing in verhouding om God te eer wanneer dit goed gaan en wanneer dit swaar gaan. Hoekom het Dawid geskryf in Psalm 23? Here, lei my na groen weivelde. Maak my hoof vet met olie. Laat my beker oorloop. Staan op teenoor my vyande. Hoekom het Dawid gesê, staan op teenoor, hy is dan 'n kind van God. 'n Kind van God het mos nie vyande nie. Dis hoe die kerk redeneer. Dit moet mos net met 'n kind van God goed gaan. Maar Dawid wys vir jou, daar is vyande daar buite. En Dawid wys vir jou dat hierdie God teen daardie vyande wil opstaan. Waarom wil jy die fight as jy 'n God het wat vir jou die fight kan fight? Sê net vir my dit. Waarom wil jy wat mense kind is, wat swak, nietig en so afhanklik is van God, die geveg veg, terwyl daar 'n God is wat almagtig, alomteenwoordig en alwetend, wat die hele aarde in sy hand vashou, vir jou wil stry. Wat aan jou kant is. Maar hy kan nie in sonde se kant wees nie. Hy kan nie in onheil se kant wees nie. Hy kan nie in negativiteit se kant wees nie. Hy is nie waar vrees is nie. So ek wil vra, is dit God wat op die verkeerde plek staan? Is dit die moeilikheid wat op die verkeerde tyd gekom het? Of is dit jy en ek wat op die verkeerde plek is? Waar ons nie moet wees nie. Net ek en jy kan hierdie antwoorde antwoord. Kind van die Here. Ek en jy. Elke mens. Efesiërs is my laaste skrif, 2 vers 10 tot 11. Elke skrif.
Want ons, jy en ek wil vir hierdie dogter sê, hierdie dogter wat daar sit, dit voel nie vanaand so nie. Kyk vir my, dit voel nie so nie. Pastoor, jy preek hier goed, maar ek voel nie so nie. Ek voel nie dis waar in my lewe nie. En as ek jok, kan iemand vir die gemeente sê hy jok. Dit voel nie so nie. Maar jy is sy maaksel. Geskape in Christus Jesus. Jy is. Jy is. Dis nie wat jy voel nie. En ek wil dit vir die hele kerk sê. Dis wat jy weet. Dis wat jy weet. En jy's geroep vir goeie werke. En God het vir jou goeie werke voorberei. Jy's geroep vir dit. Sodat ons daarin kan wandel. Maar ek moet jou vra, staan jy nie net op die verkeerde plek? Moet jy nie van plek verander nie? Moet jy nie bietjie skuif nie? Veroorsaak die plek waar jy staan nie al jou probleme nie. Gaan dink daaroor. Vergewe my gemeente, maar ek moet sê wat die Here sê. En hier sê die skrif in die volgende vers. Daarom onthou, hoor wat sê die Here, onthou dit. Hou dit in jou agterkop, dat julle vroeër heidene in die vlees was, en onbesnedenis genoem word. Hoor mooi, julle word uitgeskel, julle word sleg gesê, julle word happy clappies genoem, en julle word sektes genoem, en julle word al hierdie dergelike dinge gesê. Dis waar julle was. Deur so gesnaamde belydenis wat in die vlees met hande verrig word. Dus hulle gaan jou sleg sê, hulle gaan jou te neerdruk en hulle gaan jou verwyd omdat jy 'n kind van God is. Maar ek wil vanaand vir jou sê, maak nie saak wat gebeur nie, dis die moeite werd om God te vertrou. Dis die moeite werd om God te vertrou. Van die gesindheid en die hart waarmee jy opstaan, die hart waarmee jy dinge doen, is anderster as die hart van 'n persoon wat vermoeid en belas is. Dis anderster as met die hart wat 'n persoon wat van die môre tot die aand murmureer. Wat besig is met wicked. Kinders van die Here, die vraag is nie vanaand, sal God geprys word nie. Die vraag is, sal dit deel van jou lewe wees? Sal jy dit deel van jou lewe maak om God te prys? Sal jy? Kom ons maak ons oop. Ek gaan nie vra nie, jy weet wat om te doen. Ek gaan nie vir jou vra nie. Ek gaan nie. Ek wil hê vanaand, daar waar jy staan, moet jy net sê, Here, my God. Ek wil net sê vanaand, as jy voel jy kan nie alleen nie, steek net jou hand uit en sê, Here my God, ek kan nie alleen nie. Vat hierdie swak hand in u sterk hand. Vra vanaand vir die Here, ek kan nie alleen nie. Ek kan nie alleen nie. Ek het soveel keer al probeer, Here, ek het soveel planne, ek het soveel gedagtes, ek het soveel idees, Here, maar ek kan nie. Ek kan nie. Ek kan nie. Here, ek vat soveel houe. Maar ek kan nie alleen staan nie.
Ons Vader in die hemel, laat U naam geheilig word, dat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Here, hoor vanaand die roepstem. Hoor net die harte wat roep vanaand in hierdie kerk, Here. Koning Jesus, daar was 'n dag en 'n oomblik waar U gesê het, Here, seën hulle wat voor my staan, maar seën ook hulle wat na hierdie gaan kom. Here, en ek bid vanaand, my God, dat daardie woorde oor elkeen in hierdie gemeente en ook oor myself vanaand kragtige getuienis sal lewer. Dat die seëninge op elkeen sal neerdal. Here, seëninge van getrouheid, seëninge van standvastigheid, seëninge van, Here, in lof en eer, in lewenshouding met U te hê, Here. Intimiteit met U, my God. Seëninge om U net die voorreg, om U net te kan aanbid, met hart, met siel en verstand. Ek seën nou die gemeente vanmôre, in die naam van Jesus. Ek seën hulle keuses. Ek seën die uitvoer van hulle pligte, Here. In Jesus naam. Amen. Moenie loop nie. Moenie loop nie. Moenie